Donderdag 27 Augustus, so net na 7 en 'n mens sou sweer. Die Nuuspot se Vryheidsfront Plus onderrok hang uit, want ons praat nou al vir die tweede keer in 2 weke met Dr. Corneille. Môre Corneille. Goeiemôre Isak, ek kan probeer maak of ek soos 'n ander party klink, maar dit sal 'n bietjie lol. Ek was baie spyt dat ek jou nie gisteraand kon sien nie, maar toe het skoolrun verantwoordelikhede en sulke goeters in die pad gespring. Nee, natuurlijk. Ja, geen probleem nie, ons het gisteraand 'n uitstekende vergadering gehad hier in Nelspruit waar ek is op die oomblik. En ek is baie tevrede en gemaklik. Dit was 'n goeie opkoms, goeie entoesiasme en dit is maar deel van die proses op pad na die verkiesing toe. Daar was 'n tyd wat mense glad nie meer vergaderings bywoon nie. Ek dink dit is besig om te verander en ek is dankbaar daarvoor. En vanaand is ek daar in Middelburg Witbank se wêreld en dan sit Sekunda en so gaan ek deur die land op die oomblik. Ek het gesien op die foto's op Facebook, dit lyk of daar nog 'n stewige klompie mense was. Ja, daar was 'n netjiese opkoms, soos ek sê, 'n goeie opkoms, 'n klomp mense, entoesiasme en almal besig en ondersteunend en aan die werk in die verkiesing en dit is wat ek van hulle verwag. Corneille, ek wil, daar's nou, soos in enige party, is daar nou woelinge, en ek dink ek wil dalk so 'n bietjie van 'n disclaimer insit, net voor ons die gesprek aangaan, want dit is vir my belangrik, om die vlak van die gesprek te plaas, en so, die punt hiervan is nie om te sê die Vryheidsfront Plus is verkeerd, of iemand anders is verkeerd nie, die punt is om 'n gesprek te voer oor die gebeure wat plaasvind. Ons gesels vanoggend oor die geval Grandi Tennyson. Ek sou baie graag wil gehad het, en ek het vir Grandi gevra om vanoggend te gesels, maar hy het mooi gevra, hy kan nie hierdie week met ons praat nie. Hy het hom wel bereidwillig verklaar om volgende week ergens met ons te gesels. So, Grandi Tennyson, daar is nou 'n bietjie spanning ook in die lug daaroor, hele verskil oor die manier hoe dit plaasgevind het, jou kant van die storie. Ja, kom ek sê, Isak, ek waardeer die geleentheid. Ek het gister ook gekyk na die uitsending wat jy gedoen het in terme van jou evaluering daarvan ensovoorts. En ek is baie rustig en baie bereid om 'n gesprek te voer en kom ons sit die feite op die tafel na alle kante toe. Ek sou nie omgee om saam met Grandi op dieselfde program op te tree nie. Ek sal nie sê dis 'n debat nie, maar dan kan ons die feite met mekaar vergelyk. Maar ek dink dit is belangrik om te kyk presies wat het hier gebeur en wat is die gevolge daarvan. Die punt wat jy gister gemaak het in jou ontleding was baie sterk om te sê dit kan nie niks wees nie. Dit kan nie maar sommer net iets ligteliks wees as iemand soos Grandi Tennyson besluit om die Vryheidsfront Plus te verlaat nie. En ek het jou goed gehoor en ek verstaan wat jy sê. En kom ons kyk wat is die feite. Kom ons wees rustig en ons praat daaroor. Ek dink wat hier gebeur het is 'n hele proses. Ja, dit is so, Grandi is betrokke by die party gewees, by die Vryheidsfront Plus vir 'n lang tyd. Hy is van die begin af by die party betrokke gewees. Hy was vir jare in Mpumalanga rond. En ek moet eerlikwaar sê, ek het hom nie noodwendig opgetel dat hy baie betrokke of aktief op strukture was voor 'n klompie jare terug toe hy na Pretoria geskuif het nie. Daar het hy toe betrokke geraak. By die stadsraad betrokke geraak en hy was toe nou later burgemeesterskandidaat in die vorige verkiesing. En so het hy die caucusleier geword en ek het groot respek vir Grandi en jy kan van vertel, ek is op rekord nou voor hierdie laaste gebeur het gesê Grandi, ten spyte van die stappe wat ons nou neem, het ek groot vertroue in jou en ek het respek vir jou. Maar hier's 'n fout begaan en ons het nie 'n keuse nie, daar moet partydissipline geld en ons het daar volgens opgetree. Nou wat in hierdie spesifieke geval gebeur het is, ons het beweeg na die verkiesing toe, September verlede jaar. Was ek van oordeel gewees, ons moet ons aanbod dramaties versterk. Pretoria is vir die Vryheidsfront Plus net so belangrik as wat Kaapstad vir die DA is. En ons wil graag daar sterk wees, ons wil graag sterk presteer. Die DA sit daar met iemand soos Leah Brink wat 'n hoë profiel het en ek wil graag iemand bring van ons kant af wat op dieselfde en sterker profiel het, selfs as Leah Brink. En dit het my gelei na Willie Spies toe. Ek ken vir Willie baie goed. Willie was saam met my in die parlement 'n klompie jare gelede. En nadat Willie by die politiek weg is, het hy homself gevestig as 'n absolute top regsgeleerde wat voorveg in die ideale van wat ons mense raak en ter wille van geregtigheid en in die burgerregte gemeenskap. En ons het gesprekke met Willie gehad. Ek het nie daai stappe geneem voordat ek nie met Grandi self ook gepraat het nie, dat ek dit duidelik stel. Ek onthou ons vergadering, ek en Grandi het mekaar ontmoet op die lughawe by geleentheid en gesê Grandi, wil jy die burgemeester van Pretoria wees, ja of nee?
En sy antwoord was onomwonde: nee, ek wil nie die burgemeester wees nie. Ek sou graag weer dat ons in 'n koalisie is en dat ek weer op die bestuurskomitee was. Ek het gesê, Grandi, dis presies my strategie. En jy wil nie die burgemeester wees nie. Toe het ek vir hom gesê, ek gaan vir Willie Spies betrek en ons het dit gedoen. Ek het die beeld gebruik van 'n tweede lokomotief wat ons aanhak by die trein van die Vryheidsfront Plus om meer trokke op die stasie in te trek en ons het deur die proses gegaan. En dis nie maar net vir my nie, die Vryheidsfront Plus, ek weet daar's nou baie ouens in 'n kommentaar wat die indruk skep ons is 'n diktatorskap en almal moet nou maak soos ek sê. Ek ken my sleg, ek werk nie so nie. Ek glo in kollektiewe wysheid, ek glo in kollektiewe besluitneming en die party se strukture laat dit nie toe nie. En ons moes deur 'n proses gaan totdat Willie toe nou aanvaar is as 'n kandidaat en deel geword het van die proses. En toe die partye 'n verdere proses volgens die reëls waar iemand kan aansoek doen om burgemeesterskandidaat te wees van sekere van die groot plekke soos Pretoria. En Willie het aansoek gedoen vir daardie posisie en Grandi het nie aansoek gedoen daarvoor nie. Ons het deur die normale proses gegaan en so is Willie aangewys as ons burgemeesterskandidaat wat ek dink absoluut die regte skuif is. Die effek daarvan was dat ons verwag het dat hy en Grandi met mekaar moet saamwerk. Grandi is in die caucus die leier, Willie is die burgemeesterskandidaat en ons kan 'n baie suksesvolle veldtog voer en ons het daarmee begin. Ons het dit bekend gemaak reeds al op die 4de Februarie en so was ons dan besig met daardie proses. Die fout het gekom, wat my betref, rondom hierdie Groenkloof situasie. En daar was nie 'n misverstand nie, daar's nie 'n bona fide fout begaan nie, hoegenaamd nie. Daar was geen twyfel of geen onduidelikheid nie. Die eerste verklaring wat Willie Spies uitgereik het nadat hy burgemeesterskandidaat was juis oor die Groenkloof grondkwessie en dit moet mens mooi verstaan. Die ANC-EFF koalisie het hulle oog op verskeie stukke munisipale grond in en om Pretoria. En hulle wil daardie grond aanwend vir verskillende doeleindes, maar onder andere om die woonpatrone in Pretoria te verander soos wat hulle dink 'n beter patroon is. En die eerste was om te wys dat daar is 'n bestaande huurkontrak rondom daardie grond. Die implikasie was dat dit sou opgeskort word in terme van die langtermyn huur en dit is nie uitgesluit dat dit laagkoste behuising sou kon insluit nie. Ons ken die ANC en ons ken die EFF. Die Vryheidsfront Plus was deel van 'n petisie in Groenkloof daarteen. Daar was toe 'n verslag wat gebring is na die raad toe deur die ANC EFF. Ons het dit bespreek, die caucus het dit bespreek op die maandag en gesê ons kan nie hierdie steun nie. Gaan kyk in die notiele van die caucus. Hierdie is 'n ernstige saak. Dit moet ten sterkste geopponeer word. Dit sê die caucus se notiele van Pretoria. En daar's ook te besluit dat ons spreker wat in daardie debat sou deelneem, Raadslid Annemarie Spaak, sal ook dit so in ons standpunt basis stel. Gedurende daardie week het die inwonersvereniging van Groenkloof deurlopend in kontak gewees met die party, maar ook met Grandi direk, hy kan dit maar bevestig. En gesê, kan julle asseblief 'n plan maak dat hierdie verslag nie dien voor die raad nie. Kan ons nie 'n manier kry om die quorum te breek nie? Kan ons dit nie van die agenda afkry nie? En hoekom wil ons dit doen? Want die ding is verkeerd. En as ons dan kan slaag om dit uitgeskuif te kry, hopelik kan ons November 'n verandering van regering kry en sal dit 'n totaal ander situasie was. Grandi weet dat hy was bewus daarvan. Willie Spies het met homself ook 'n gesprek gehad in daardie tyd. Nou moet ek sê die maandag se caucusvergadering was Grandi nie teenwoordig nie, het 'n ander verpligting gehad, 'n bona fide ander vergadering en dit is in orde. Die caucus het die besluit geneem. Toe ons donderdag by die raadsvergadering self kom en ons almal weet wat ons standpunt is, het die stemming reeds begin. En toe wat eintlik buite die reëls van die raad is die stemming tot stilstand gebring. Daar's gevra dat die Vryheidsfront moet eers gaan caucus, wat eintlik vir ons 'n verleentheid as 'n party was en getuig van swak leierskap. Want al die ander partye het hulle goed bespreek en geweet presies wat hulle gaan doen. Ons is toe nou gevra vir 'n caucus en wat 'n verleentheid is. Terwyl daar in wanorde nou 'n caucus vir die Vryheidsfront Plus gegee word dat hulle kan gaan besluit wat hulle wil doen, skreeu die ANC se leier in die raad oor die vloer van die raad vir almal om te hoor, as julle nie weet wat om te doen nie, ek sal vir julle kom verduidelik. Dis 'n verleentheid. Die caucus het plaasgevind. Daar is toegelaat dat die ANC se persoon daardie caucus kom toespreek, wat ongehoord is. Almal sien dit, almal weet dit. Nadat die caucus klaar plaasgevind het, word daar teruggegaan raad toe, daar sê ons het met die ANC gepraat, ons is gemaklik en tevrede. Die Vryheidsfront Plus sal nou saam met die ANC en die EFF stem. Nou, met alle respek, Isak, dit is regtig, dis 'n verleentheid en is totaal onaanvaarbaar. En die vraag is, hoekom doen ons dit? Om watter rede moes ons skielik dit doen? En weet jy, interessant as jy gaan kyk na die getalle in Pretoria. Die ANC-EFF koalisie het nie die Vryheidsfront Plus se stemme nodig gehad om hierdie verslag goedgekeur te kry nie. Ons kon buite stemming gebly het dan. Ons kon uitgestap het. Maar daar word aangedring ons stem saam met die ANC en die EFF. En dit het natuurlik gevolge gehad. En ek wil nie alleen praat nie, daarna die volgende prosesse uitgespeel wat ek vir jou kan presies sê hoe dit geloop het en dit het toe gebring waar ons ongelukkig nou staan. Julle nuwe caucusleier Pieter Meyer, was hy nie ook betrokke by daai Groenkloof onderhandelinge nie?
Korrek. Kyk, die argument is die volgende en 'n mens moet realisties wees en ek verstaan dit. Hy's 'n stads- en streeksbeplanner en dit gaan oor wat nou moet gebeur in Groenkloof en wat nie daaroor moet gebeur nie. Dit gaan oor die rolbalklubs, die huurkontrak ensovoorts. Dit is so, die argument wat toe later aangevoer is om dit te verdedig was om te sê ja, maar 'n klompie jare gelede toe ons in koalisieregering was dieselfde ding op die tafel gewees en toe was ons saam met die DA ten gunste daarvan dat daar sekere ontwikkeling kan plaasvind. Ek verstaan dit. Maar wat ek nie kan verstaan nie is die politieke onkunde. Daar's nog sekerlik 'n reuse verskil. Wat sou 'n Vryheidsfront plus DA grond doen met ontwikkeling van 'n gebied wat sensitief is in die groen gordel in Groenkloof? Wat sou ons daarmee doen? En wat sal 'n ANC-EFF regering met dieselfde ontwikkeling doen? Duidelik presies nie dieselfde ding nie, dit sal twee verskillende wêrelde wees. So die argument wat onder andere gevoer was en sê maar ons was ten gunste daarvan vir ontwikkeling, wat se ontwikkeling sal verskil toe ons geregeer het en nou kom ons nou daarteen. Dit skreeu van self omdat die ANC-EFF nie vir 'n sekond vertrou kan word nie, omdat ons weet wat hulle belange en strategie is en nou natuurlik tydens daai hele proses was die gemeenskap baie ontstel daaroor. Daar's 'n petisie geloods. Die gemeenskap het openlik na ons toe gekom by ons tente en by ons gazebos en kompetisie teken, meer as 400 inwoners het geteken daarteen. Dit is die verwagting van die gemeenskap. En onmiddellik toe daardie gebeure in die raad plaasvind, het van die DA raadslede natuurlik videoetjies geneem van wow, die Vryheidsfront plus stem teen hulle eie petisie. Wat 'n verleentheid. En ek kan jou 'n brief gee, ek ken nie Demokratiese Alliansie. Hulle sal wat gee om net voor die verkiesing met 'n pamflet te kom om te sê, jy kan die Vryheidsfront plus nie vertrou nie. Hulle stem saam met die ANC en die EFF teen die belange van die inwoners van Groenkloof. So dit was baie eenvoudig vir my wat die uitspeel daarvan was. En daarom het ons daarna enorme klomp klagtes gekry uit die publiek uit wat sê, wat gaan hier aan? Daarna het Grandy met al respek op 'n stadium probeer skadebeheer. Hy het kontak gemaak met die plaaslike inwonersvereniging en gesê hy wil graag 'n vergadering nou fasiliteer tussen die Groenkloof inwoners en die ANC verteenwoordiger dat die vir hulle kan kom verduidelik. Dit getuig vir my van 'n absolute gebrek aan politieke insig. Wil ons nou regtig vir die ANC vergadering fasiliteer? En hoe het die gemeenskap daarop gereageer? Die gemeenskap het gesê ons sal met daai man praat, maar die Vryheidsfront plus moet om hemelsnaam nie naby hierdie vergadering kom nie. Ja, want die vertroue is gebreek, die vertroue is geskend, hulle het van ons andersins verwag. Nou, na aanleiding van die klagtes wat ons toe gekry het ons gesê, hoe hanteer ons dit? Ons het een van twee roetes. Ons kon 'n dissiplinêre proses in die party van stapel stuur, wat binne die grondwet van die party en ons regulasies is. Maar so 'n proses vat bitter lank. Dit sal ons vat verby die verkiesing, en dit dompel die party in interne dissiplinêre gemors wat ek beslis nie wil hê nie. En Grandy het ook gevra, kan ons hierdie saak hanteer so vinnig as moontlik wat ons toe gedoen het. So ons het genaamd nie 'n dissiplinêre proses gevolg nie. Ons het doeteenvoudig gegaan en gesê, kom ons ondersoek presies wat het hier gebeur. Wat is die feite? En daarom was daar 'n geleentheid gewees, daardie vergadering het plaasgevind op die 15de Julie. By Pretoria, daar's 'n baie senior paneel in die party aangestel en baie ouens wat nou my probeer bykom om verskillende redes. As leier van die party, Mulder is 'n diktator, tot Grandy met alle respek, die ingryp van die uitvoerende dagbestuur vanuit Kaapstad. Wat beteken dit? Is dit omdat ek toevallig in Kaapstad woon? Nee, die uitvoerende dagbestuur se setel is Pretoria by ons hoofkantoor. Dit is ons regskommissie van die uitvoerende dagbestuur en van die 7 lede is ek die enigste een wat in die Wes-Kaap woon. Maar dit word nou kunsmatig geskep, die ingryp van die Kaap, die nare Kaap, dis nou ek. Wat het ons gedoen? Ons het 'n senior paneel saamgestel. Jy kan nie 'n senior paneel saamstel nie. Bestaande uit die hoofsweep van die party, Louise Denner, uit die voorsitter van die party, Wouter Wessels, en ek self as leier, omdat ek probeer bemiddel. En die opdrag van die paneel was nie net om die feite daar te stel, maar om vrede en orde te bring in Pretoria waar hierdie probleem basies bestaan. En daardie vergadering het op die 15de Julie plaasgevind. Die opname daarvan is beskikbaar. Dit was 4 ure 28 minute lank. En Grandy het om die tafel saam met ons gesit en kon die geleentheid kry. Hy is gevra presies wat het hier gebeur. Willie Spies was deel van daardie vergadering, want dit is belangrik. Hy is die burgemeesterskandidaat, Grandy is die caucus leier. So met al respek vir Grandy, ek staan verstom om nou te kom sê, hy het nooit die geleentheid gehad om sy saak te stel nie. Is ek jammer om te sê, is 'n onwaarheid, dis 'n leuen. Ek kan daardie band beskikbaar stel. Ek is al gevra om dit te doen, wat ons nie sal doen nie, want party openbaar nou nie sy interne proses en wie wat gesê en hoe nie, dit is nie hoe dit werk nie. En na daardie geleentheid was daar 2 verdere vergaderings wat met Grandy gehou was waar hy sy saak kon stel. Die een was op die 1 Augustus in Pretoria op 'n Saterdagoggend. Ek het spesiaal opgevlieg daarvoor. Ons het dieselfde paneel weer gehad om met Grandy die saak bespreek. Die volgende vergadering was Maandag die 3 Augustus saam met die caucus van Pretoria.
Grandi het op die vergadering gevra, hy moet verskoon word, hy het nie tyd gehad om homself voor te berei nie. Dis onwaar. Eenvoudig regtig onwaar. Die totale verslag, en ek kan jou presies sê, is 13 bladsye lank. Hoe lank vat dit om 13 bladsye te lees? Maar goed, hoe dit ook al sê, ek verstaan die situasie en ek is jammer daaroor. En dat ek dit baie duidelik stel, van die party se kant af was daar nie 'n vinger geplaas of enige druk geplaas om Grandi weg te dryf of uit te dryf nie. Inteendeel. Al wat gebeur het is, na aanleiding van wat ek beskou as 'n flater, was daar gevolge gewees en ons vertroue herstel wat die gemeenskap van Pretoria betref. En ek wil seker maak dat die DA nie kan kom met 'n pamflet en sê die Vryheidsfront Plus is nie betroubaar nie. Nee, ons het opgetree onmiddellik in stappe geneem en ingrypende stappe geneem deur die caucusleier te verwyder. Dit kon baie erger gewees het. As daar 'n dissiplinêre proses was, kon Grandi se lidmaat kon Grandi verwyder gewees het as raadslid. Hy kon verwyder gewees het as streeksleier en hy kon sy posisie op die lys nommer 2 wat 'n absoluut gesogte plek is verloor het. Ons het nie een van daai goed gedoen nie, nie een nie. Ons het doeteenvoudig gesê, daar is gevolge en aanvaar dit, dissipline is belangrik, in belang van die party se geloofwaardigheid. En dan moet ek eerlikwaar vir jou sê, Isak, en jy kan vir Grandi dit baie graag vra. Ek het gevra, ek persoonlik in die proses gesê, Grandi, die feit dat die party in die caucus besluit het, ons steun nie die verslag nie. Het dit enige effek op jou standpunt gehad om dit om te draai? Die antwoord was nee. Grandi, die feit dat die ANC ons caucus kom toespreek het en die beeld wat dit skep na buite en die beeld dat ons saam met die ANC en die EFF stem, het dit enige gevolg gehad op effek gehad op jou standpunt? Die antwoord was nee. Die effek dat die Demokratiese Alliansie teen die verslag stem en dit op ons brood gaan smeer, het dit enige effek op jou gehad? Die antwoord was nee. Grandi, die feit dat ons 'n petisie geteken het dit enige effek op jou standpunt gehad? En die antwoord was nee. Tot op hierdie oomblik kan Grandi nie vir my 'n logiese, sinvolle antwoord gee. Waarom moes ons ten alle koste ons standpunt verander, teen al hierdie goeters ingaan, om saam met die ANC en die EFF te stem nie? En ek sê weer, dit maak nie vir my sin, ons beskou as 'n flater, ons het dit reggestel, en gesê, kom ons gaan aan met die werk. Ons het vir 'n oomblik op Grandi daarna probleme gemaak, of druk geplaas, of wat ook al nie. Die besluit om te gaan na die DA toe, is 1000% besluit, sy besluit, nie van hom verwag om eers te doen, ons het nie gemaak, en ons het aangegaan met die werk. En vir die WhatsApps wys 2 weke gelede, het Grandi gevra om met my te praat, en ek was besig om dit te reël, en die laaste WhatsApp was, dis nie nodig, dit maak nie, dis 2 weke terug. Ek was 'n bietjie verder gesels oor die ingryping, die beskuldigings van ingryping, want dit het ook na vore gekom in Gerda Senekal van Mfuleni se bedanking gister. Dis nou haar seun wat betrek word by die groot korrupsieskandaal. Maar ek weet Gerda is ook nou al 'n jarelange staatmaker in Mfuleni vir die Vryheidsfront Plus. En dit lyk vir my uit van die redes wat gegee is dat sy gevra is om te bedank. Nou maak jy vas. Nee, kom ek sê so, daar is nie in die party ingrypings nie, soos ek sê, ons is 'n demokratiese party. Die uitvoerende dagbestuur van die party het en ons neem besluite vir 99% van die tyd met konsensus. Die besluite oor die optrede van die ding te hanteer was 'n konsensusbesluit. Die gevolge daarna was 'n konsensusbesluit. Die situasie was 'n konsensus. En as ek kan sê oor Gerda, ek is verskriklik jammer en ek voel vir haar baie jammer. Jy's reg, sy kom 'n lang pad in die party. Sy het uitstekende werk vir ons gedoen in Mfuleni oor 'n baie lang tyd en ek het groot waardering daarvoor. Maar nou is dit so dat sy 'n kriminele klag teen haar gekry het wat gelê is rondom 'n bewering van dat sy voorgegee het om sekere kwalifikasies te hê en dat sy dit waarskynlik nie het nie. En nou is daar 'n strafsaak teen haar. En interessante ding is, soms is daar sake wat vir jare sloer, maar duidelik is hier 'n agenda om dit te dryf teen die spoed van lig. Vandat sy aangekla is, dat sy al 2 keer in die hof verskyn, sy verskyn volgende week weer in die hof. En haar regspan het haar geadviseer en gesê, Gerda, die feite is die feite, ons kyk na die dossier, hier's 'n probleem. Waarskynlik het jy te kenne gegee dat jy hierdie kwalifikasies het en dit het nie dit implikasies. En die advies aan haar was gewees om 'n pleitooreenkoms aan te gaan. Sy het aanvanklik gedink sy wil dit nie doen nie, haar regspan het onttrek. Daarna daar 'n ander regspan gekom en die dilemma natuurlik is, dis baie duidelik, die ding word gedryf tot 'n skuldigbevinding.
En as daar 'n skuldige bevinding is, sal dit uit die aard van die saak op die Vryheidsfront Plus se brood gesmeer word. Sy is die nommer 1 kandidaat op hierdie stadium gewees in Mfuleni en dit sal tot die party se nadeel wees. So daar was 'n baie verantwoordelike gesprek met haar gevoer gewees en gesê, Gerda, hoe hanteer ons hierdie ding? Hoe bestuur ons hierdie ding? En ek moet sê, ek het baie groot waardering vir die besluit wat sy geneem het om te sê, terwille van haarself, om haarself te beskerm en haarself te verdedig, maar ook om nie vir die partye verleentheid te maak nie, het sy self vrywillig besluit, sy het bedank onmiddellik as raadslid en as lid van die party. En die argument is dood eenvoudig, Gerda, kom ons help, gaan deur die regsproses, gaan deur hierdie kriminele klag, duidelik wil hulle van jou 'n voorbeeld maak. En as die ding afgehandel is, en jy is onskuldig bevind, en dit blyk te wat dit ook al mag wees, na watter kant toe, ek kan dit nie vooruitloop nie, sal die party natuurlik haar met oop arms ontvang, as sy onskuldig bevind word, en sê, Gerda, kom ons gaan almal die werk. Maar ek het groot waardering vir die absolute verantwoordelike manier waarop sy dit hanteer. Dis nie 'n ingryp nie, dit is 'n manier om 'n situasie te hanteer. Die party het nie verkiesing meer as 1400 kandidate. En natuurlik sal daar hier en daar 'n situasie wees wat hanteer moet word en natuurlik dit sal altyd fokus op die probleemgevalle soos sê net maar in haar geval wat nou op vir ons sleg lyk en vir Grandi, maar die ander 1400 kandidate is met hulle werk besig. En dan wil ek net vinnig voor dit ons nou nie tyd het daarvoor nie terugkom op Mpumalanga toe. Nadine Creer se 38 bladsy verslag waarin sy praat van 'n giftige faksiestryd, intimidasie en 'n vrees vir kultuur. Kommentaar daarop? Ja, ek het vinnig net daardeur gegaan. Daar is sekere individue daar buitekant nie, ek praat nie van jou nie, Isak, jy's verantwoordelik. Daar's ander individue wat nie kan wag nie, wat hulle mes in het vir die Vryheidsfront Plus en ek sal nie name noem nie. Wat natuurlik onmiddellik hierdie goed gryp en dan probeer 'n groot storie daarvan maak. Ek het nie 'n enkele datum in daai verslag gesien wat kom van laat 2022, 2023 nie. Dit is ou groente, dis ou stories hierdie. Ons trek by 2026. Ja, op 'n stadium was daar in die party, soos in enige party, is daar 'n spanning hier en spanning daar. Gaan kyk na die voorblad van die papier van verlede week. Koalisiekrisis en groot spanning in die Demokratiese Alliansie interne strukture. Ek kan vir jou goed sê wat ek weet. Ja, dat ek miskien dit nie sê nie, dan lyk dit of ek kleinserig daaroor is. Nee, dit seker goed gebeur in politieke partye van tyd tot tyd en dit word bestuur. By die vergadering in Nelspruit, daai goed wat op daai genoem word is ou groente, dit is goed van 2-3 jaar gelede, dit is nie meer ter sake regtig nie. Ons moet dit hanteer op 'n verantwoordelike manier. En die party gaan eendragtig vorentoe. Ek is baie optimisties en opgewonde oor die pad vorentoe. Wat Grandi se situasie betref, dit verstom my net. En ek moet eerlikwaar vir jou sê, hy het onder andere vir ons gesê by geleentheid. Hy is al 2 keer genader deur Silje Brink om aan te sluit by die DA. So die DA het baie duidelike strategie gehad en probeer hom afrokkel en probeer 'n wig indryf. Jy moet kwaad wees oor Willie. Dit is gaan vra vir Silje Brink, hy moet dit maar bevestig. Maar die tragedie was dat Grandi se woorde aan ons so minder as 'n maand gelede was. Ek kan nooit na die hulle dra nie my waardes nie. En hy het gebruik, hy het gesê wat my godsdienst betref, wat selfbeskikking en vryheidsideale betref, hulle dra dit nie. En dan staan ek verstom as Grandi in sy onderhoud donderdag, wat sy dag vandag is donderdag, dinsdag sê, my waardes en die waardes van Silje kom presies ooreen. En ek is 'n prokureur in my wêreld ook Isak woorde betekenis. Ek luister baie mooi wat Grandi daar sê en hy kies sy woorde versigtig en dalk moet jy vir hom dit vra. Hy sê my en Silje Brink se waardes kom ooreen. Hy sê nie die DA se nie. Want hy weet wat die implikasie daarvoor is in terme van sy geloofwaardigheid. Maar beweer hy dat Silje Brink en die DA se waardes verskil? Ek dink jy moet hom dit vra. Dis Dr. Corneille Mulder wat so gesels. Corneille, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Ek hoop as jy nou weer in ons dorp kom, kan ons daarom by mekaar uitkom. Goed gewees om weer met jou te gesels. Daar het Corneille nou gevries. Dis die syne hier in Nelspruit. Hy sit hier in Nelspruit, hulle het gisterand 'n vergadering hier gehad. Ja. Net hierna is Roelof Botha vinnig aan die woord en dan Shando Tron en dan Drive. Hou vas jou matras.